Vader, dankie vir hierdie boodskap. En dankie vir elkeen wat dit gaan vat. Ek pas geloof toe, alhoewel my geloof nog klein is. Nie in U nie, omdat ek as mens swak is met geloof. In U vertrou ek verby 1000%. Maar my geloofstandpunte is swak. Ek is swak. En daarom vra ek dat U my sal bystaan nou. Wanneer iemand hierdie uitsending kyk, hierdie is iets om dorpe in Suid-Afrika te verander, en uit elke dorp uit gaan iemand kyk. En dat hulle dan sal weet, God roep hulle. Nie om 'n nuwe kerk oop te maak nie, om dit te doen wat ons vandag van praat. In Jesus naam. Amen. Nou ja, ek wil net vir almal noem, ons ry, ons het laas 32.000 kilometer deur die land gery, om in die politieke realm grondgebied af te vat, in Jesus naam. En al het ons nie 'n seat nie, het ons groot geslag. Ons loof God daarvoor. Nou het ons 'n bord gedruk, groot Jesus. En as ek vir julle kan sê, die aanvalle, gaan kyk op Facebook, hulle tot van AI gevra om van my foto's te maak, en te sê, hierdie valse Jesus verkondiging. En dis meer maar van die Israel visie mense, en sulke mense, maar ons sien hulle. Elke keer wanneer hulle sulke goed uitstuur, kry ons WhatsApps, sluit meer mense aan by ons. So ons loof die Here vir die advertensie. Jy weet, toe ek nog in 'n seat was vir in Kimberley, in 'n Christen party se seat, ek was 10 jaar in 'n seat, het ons hierdie gesegde gehad, as hulle iets leliks oor jou skryf in die koerant, dan troos jy jouself en sê, ag, môre draai hulle vis en chips toe in hom. Hulle lees hom nie. As hulle iets goed skryf van jou, dan sê jy, yes, oor 10 jaar gaan hy nog in 'n toilet lê of iets. Die mense gaan lees. So ons kan ons lekker self interdoktrineer, né? En ons lekker boost. Nou ek wil net hê na hierdie lesing, want dit is nie vir my 'n preekie, wil ek vir jou vra, en hier kom nog baie sulke tipe lesings. Hierdie een is een van die wat onder 'n takeover kom, maar dis nie een van die seminaarlesings nie. Dis een van die evangelie boodskappe in takeover. Wil ek vir jou vra dat jy sal reageer. Dit help ons luister na boodskappe en ons sê, mooi geluister nie. Ons moet iets gaan doen, maar ons moenie godsdienstig raak nie. Mense raak te veel godsdienstig, is almal wat WhatsApps net aanstuur, ons moet nou sy naam so spel. En ons moet dat doen. En ons moet die Sabbat so onderhou. As al daai mense evangelie gaan verkondig, wen ons Suid-Afrika. Geniet jou aanhangsels, soos ek amper sê. Geniet dit. Die ou wat die feeste van God hou dit. En die ander ou wat dit hou nie, moet dit hou nie. Moet net nie 'n evangelie maak van 'n aanhangsel nie. 'n A in die naam wat nou moet inkom, maak jy evangelie van, terwyl klomptik mense verlore gaan. Ons kom by die evangelie uit, plain plat, en dan praktiseer jy jou ekstra goedjies wat jy van hou, apart. Die khoisan onder die boom, en ek verlaag nie 'n khoisan nie, ek praat van iemand wat nog nie stad toe gekom het nie. Die khoisan onder die boom, jou evangelie moet by hom aanpas. As dit by hom aanpas, is jy met die ware evangelie doenig. As jy by hom kom met allerhande goedjies wat hy nie eers verstaan nie, dan moet jy weet, jy is op 'n verkeerde pad. Nou ja, ons ry nou 50.000 kilometer deur die land. Ons het nog maar net 3.000 en 'n ander, so amper 4.000 voltooi. Dit sal so volgende jaar Augustus aangaan. Dan gaan ons in fase 2 van takeover, waar ons op 10 plekke in die land vir 5 dae elke keer gaan staan met die lorry ruggies in, as 'n beradingskamer, met trappe, sit 'n sitkamerstelletjie in. Ons, al sulke goed. Dan gaan ons staan waar mense moet verbyry, N1, N7, N2. En dan gaan ons in ons volgende fase in. Ons gaan tot Jesus kom, nie Suid-Afrika los nie.
Ons het nou gesien met ons ryery. Psalm 105 sê, proclaim his name. Dit is so gebid oorrybaar, daar word so 10-20 keer op 'n dag gebid oorrybaar. En dan is daar nog gebedsgroepe. As Petrus se klere op mense geval het hulle gesond geword. As hulle skaduwee op mense geval het hulle gesond geraak. God sê hy rig heilige hande op oral. Dan kan 'n bord met die naam Jesus ook uitspring en vuur veroorsaak. Daarom wil ek jou aanmoedig vandag om betrokke te raak. Skryf maar die skrif neer, hier gaan lekker klomp skrif wees. My vraag is vandag pastoor, leraar en ek glo in samekomste. Ek is nie die ou wat sê, moenie kerk, lei iemand na die Here toe en moenie kerk toe gaan nie. Die ou gaan nie groei nie. Stop met daai nonsens. As mense wat nie gaan groei nie, jy moet kerk toe gaan dat jy petrol inoefen. Nou sit mense by die huis, weet jy hoe verkeerd is die kerk? Weet jy hoe verkeerd is jy al? Wat dit sê? Ons kan heel dag gesels oor die foute van die kerk, maar ons kan heel dag gesels oor die mense wat die kerk van sleg praat, hoe lyk hulle? Ek praat nie van ewigheidswaarde foute nie, soos man en man trou nie, jy kan nie, dis mos nou nie 'n kerkie. Dis plain, dis nie 'n kerk nie. Praat met 'n dominee die week, hy sê hy is uitgeskop, omdat hy in sy kerkraad nie wil toelaat dat een geslag trou nie. Toe doen hy 20 keer aansoek aan gemeentes in die land, en die ring het hom elke keer afgeskop. So vergeet die ou ding, my dominee is nog alright. Dis net 'n kwessie van tyd. Jou hele hoofkantoor is besoedel met die LGTB. Maar, al hierdie goed gaan nou verslaan word. Ja, terwyl ek bid en roei, kom die Here kort en hy wys my 'n versie. Nie die duiwel, nie die Here. En hy wys my Openbaring sê, party gaan nog vermeerder in hulle sonde. En dink ek, Here, ek wil hê die hele Suid-Afrika moet change. En dan kom hy, en hy sê, party sal vermeerder in hulle sonde. En dan gaan ek nou net vir julle iets lees. Hy wys vanoggend 3 uur vir my, hy sê, en die disippels wou heel oorvat. En hulle het nooit die belofte gekry nie. Daai klomp wat so gewerk het nooit die belofte gekry, maar die na hulle. So hoor gou hierso. Ek en jy werk, ongeag of ons klein kind die belofte kry, en of ons hom kry, ons sal te keuse toe maak. En in hierdie aarde lei ons mense na die Here toe, en ons werk. Want ons doen dit vir die koning. Dis 'n probleem. As jy dit het. Mense met geld, en hoor my mooi, as niks fout om geld te hê nie. God bless mense. Maar as jy geld het en jy wend dit nie aan vir God nie, is daar groot fout. Groot fout. En dit moet julle wat gemeentes eendag gaan oprig weet. 'n Gemeente is nie daar om net so te hou nie. 'n Gemeente is daar om uit te gee. Daar's skatryk gemeentes in hierdie land. En hulle hou dit so. Nou die ek nooi 'n gemeente my, en ek is 'n bietjie moedswillig. Ek vra nie geld nie, maar ek is moedswillig toe hulle my nooi. Ek sê, het julle geld? As julle nie my diesel kan betaal. Ja, ons het 'n 6 miljoen belegging. Ek sê maar, sulke mense soos julle kan seker dan maar die diesel betaal. Ja, maar dis nou vas. Ek sê, vir hoe lank? 10 jaar. Ek sê, soos die Here Jesus kom, wat gebeur met die 6 miljoen? Moet julle nie inkom met los te maak en traktaatjies te gaan druk nie. God het nie ons geroep om klomp beleggings te doen die kerk nie. Ek praat nie van rentmeesterskap. As jy iets moet net vir 6 maande terughou of dit nie. God gee geld om uit te gee vir armes en vir die evangelie. Ek het 'n vraag vanoggend vir die kerk, want ek is lief vir die kerk. Lewe julle in oorwinning? Kerk, leef jy, ek praat nie van die bruid van Christus nie. Ek praat van die kerkgebou nou. Praat van die mense in die kerkgebou. Lewe julle in oorwinning. Sing julle lekker Sondag, worship julle, antwoord my hier op die TV. Lewe julle in oorwinning. Is dit lekker daai uur of 2 ure in jou kerk? Ek glo talle sê ja, jy het 'n wonderlike kerk. Julle lewe in oorwinning. Die salwing voel julle, die vuur voel julle. Ek wil net vir jou vra, kilometer buite jou kerk, is daar ook oorwinning? Is daar ook oorwinning? Want dan het jy nie oorwinning nie. Suid-Afrika is vol kerke.
en die tikhuise is amper meer. Ek dink hulle is meer. Dan het ons nie buite die 4 mure oorwinning nie. Dit beteken ons moet 'n slag doen wat Jesus gesê het en buite die 4 mure kom. Wat moet ons oorvat? Jou eie lewe eers. Party mense gaan hier weg. Dan rook hy, dan wil hy vir my vertel hoe goed sal hy wees. O Pieter sê ook dit die week weer vir my. Hoe goed sal hy daar aan die kant wees? Jy lieg vir jouself. As jy nie hier kan ophou nie, hoe sal jy daar ophou? Dankie Pieter dat jy dit vat. Vat eers jou eie lewe oor. Jou eie familie moet jy oorvat. Moenie wag tot hulle oorgevat is voor jy verder gaan nie, want ongelukkig is familie 'n snaakse ding. Ander kan hulle evangeliseer, maar self kan jy nie evangeliseer nie. Ek ken van familie wat sê ek is vals. Ek ken dit. Ek wil amper sê, dis 'n vals om 'n vals raak te sien, maar ek sal nou nie beledig nie. Laat mense sê wat hulle wil. Laat hulle sê, daar bestaan nie 'n ding as jy vir God werk, dat iemand in jou 30 jaar van bediening vir jou nie gaan sê jy is vals nie. As daar so iets bestaan, is daar groot fout. Ek slaap altyd teen die pad. Julle ken my, nou die aand weer, met die laaste groep. Teen die pad, slaap ons. As ons maar geweet het, die luiperd en die klomp op die jane wat tussen ons geloop het. Jaco het hulle hier in die nag verwilder. Ek het lekker geslaap. Het gewonder wie kiel my toe, nou seker maar 'n Bobbejaan. Ek het eers gedink is Stefan. Maar hy en 'n Bobbejaan lyk mos maar, okay, ons los dit daar. Maar hoor gou mooi, ek like dit, en so ken mense my, en vragtig bel hou my nou die dag toe ek in 'n hotel slaap, en ek neem 'n bietjie af, want ek gee God eer. En hy sê, jy's nie meer die rooies nie. Jy moet slaap in hotelle. Ek sê vir hom amper. Kruis, ek gaan dit afgooi as ek nou sê wat ek wil sê. Ek sê, luister hier. So ek moet nou oppak my tasse en net oor die pad loop in die veld gaan slaap. En die blessing van die Here nie vat. Wat gaan in party mense kop aan? Dis 'n ou wat 'n plaas het, hy skatryk. Hy slaap aan weelde, sy vrou kook sulke groot potte kos. Hy het ook nou 'n kerk. Dan praat hy sulke nonsens. Wat gaan aan met ons? Okay. Jy moet jou werksplek oorvat. Hoe vat jy jou werksplek oor? Jy vertel hulle van Jesus, maar jy raak nie irriterend nie. Jy vertel hulle van Jesus, en as jy klaar vertel het, jy hoef nie as 'n ou 20 keer 'n dag vloek, 20 keer vir hom sê hou op vloekie. Sê vir hom 1 keer, en dan bly jy stil. Dit is hoekom party mense ook nie wil na Christene luister nie, want ons raak te irriterend en raak ons sommer hoogmoed oor ons godsdiens. Pas op daarvoor. Vat jou dorp oor. Vat jou land oor, vat die wêreld oor. Kan jy die wêreld oorvat? Kom ek gee jou een voorbeeld. Ek in Strys is nie so oulikie. Hy's meer ouliker as ek. Ek praat nie in die gesiggie, daar wen ek hom. Ek praat van oulik. Ek het gesyp. Strys sy lewe lank ongeskik. Wat kan ons nou sê? Ansar, bly net stil, ek weet dis jou kind. Hy leer dit by jou. Nou, hoor gou mooi, hier vat God ons twee. Was ons net ons? Ja, o Jakobie wat nou in die hemel is. Liberië toe. En vir wie lei ons op? Die ou wat, hulle sê hier op Facebook, rooi is asseblief, hou net jou mond as jy Engels praat. God ag dit hoog, om vir rooi is met sy tipe Engels, die kabinet van die land te laat oplei. Vir 3 dae. Dink 3 dae. Ek onthou net, ons het verskriklik gesweet. Want dit was warm. Ek onthou ons, die mense loop, daar waar ek in Strys was, teen die see, loop so. Ek sê, maar hierdie mense is depres. Toe sê Strys, ek dink, jy moet ook maar so loop. Ek sê, hoekom? Toe sien ons, die mense poef oral. Oral, aan die strate, oral. Al wat ons daar kon eet, want daar is te veel brommers en vliee, 'n lekker piesang wat hulle met deeg meng. As hy uit die kookolie uitkom, hoor nou mooi, 3 sekondes as hy die brommer. So ek en Strys het hom georganiseer tussen hom in 1 en 2 sekondes. Dat druk jy hom warm in jou keel in. Hy brand tot die griepkieme dood. Wat ek wil sê, ek wat die Engels geken het, wat hulle in standaard 9 my oupa aangeroep het en sê, Kakema skool
is die kind, hierdie kind, is die tweede laagste in Engels nog gedoen as ooit. Vat God en hy laat die kabinet oplei. Hoe kan jy sê, jy kan nie gebruik word, en jy wat so goed is in jou Engels, hoe kan doen jy dit nie? So die wêreld kan oorgeneem word. Ek het aan 'n tafel gesit in Namibië, by 'n president, van 'n party, en sy rug het gepyn, en ek het oorgeleun en gesê, in Jesus naam raak gesond. Dit was Saterdag. Maandag toe gaan hy op die televisie, en hy verander sy hele party, hulle is nou nog, en hy vat 'n Christenparty en hy adop die hele grondwet. 2 dae. 2 dae. Van my af. Ek is nie so special nie. Dis die God wat ons dien. Die Here ag my om vir Kim Jong-un Rocket Man 'n Bybel te vat. Daai ou gaan nog, hy gaan nog saam krokodille boer. Kom ons gaan aan. Is dit Bybels, hierdie ding van take-over, oorvat? Jy kan gaan lees, tik 'n bietjie in. Take-over op 'n Engelse Bybel. As sien jy, hoe sê die Here? Now you must possess the land. You must take over. You must take over. You must take over. Dis God se opdragte nog altyd. Vat oor! Nie om nonsens te gaan jag nie. Vat oor, nie dat jy moet skoor nie. Vat oor dat God moet skoor. Nou wil ek vir julle gaan lees Genesis 1. Hoor nou mooi, wanneer was die eerste opdrag gegee vir die mens? Hier kom hy nou, Genesis 1 vers 26. Nie Matteus 28 vers 19 nie. Sommige in die eerste hoofstuk het God 'n opdrag gegee. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Hy het met Jesus hier gepraat. Want as hy met 'n engel gepraat het jy vlerke gehad. Want hy het gesê, dat ons mense maak na ons beeld. Hier praat hy al klaar, as jy 'n moslim bedien, kan jy al klaar sê, hier praat hy met sy seun. En laat ons hulle laat heers, oor die visse van die see. Laat hulle heers. Wat beteken heers? Hulle moet in charge wees. Hoe is jy in charge van visse? Loop daar in die Weskus af. Julle moet vermeerder krewe, snoeke, julle moet nou regkom. Is dit hoe jy dit doen? Nee, jy moet op die seevisserye se komitee kom en wette daar vaardig. Jy moet in die parlement kom om dit te kan doen. Jy moet in 'n posisie kom wat jy kan besluit oor ons diere in die land. En nie soos hulle nou maak, en dit is omdat mense honde loop skop en katte loop skop wat hulle nie weet hoe om diere op te pas nie. So hier sê God al, heers oor die wêreld, heers oor jou dorp. Dis jou eerste opdrag, is 'n politieke opdrag. Wees op die skoolbord, wees jy op die munisipale bord. Ons sit 'n moun, kyk hoe lyk die potholes. Jy moet daar gewees het, dat die potholes nie so gelyk nie. Ek het 1 Desember, gee almal kaartjies vir mekaar, van die speaker, die burgemeester, almal. Of Stella gaan druk ek kaartjies, poskaarte, met Kimberley se groot gat, en nog 4 met die potholes. Toe gaan gee ek dit vir die ANC. En die DA, glo my, hulle wyke het slegter gelyk. Maar in elk geval, kom ons gaan aan. Is dit Bybels? Yes, hy sê gaan heers, vat oor. Met wat moet ons oorvat? Geestelike wapens. Hoe wonderlik sal dit, of hoe wens die veiligheidspolisie wat ons dophou, nie laat ons sal sê 'n ander wapen nie. Nee, ons gaan nie geweld aanblaas nie. Ons sê geestelike wapens. Maar ons sê ook, moenie ons kom iets aandoen nie. Ons sal die wette nakom, en jy sal in jou spore gestop word. Okay. Met die woord, die Bybel. Maar hoe kan jy met die Bybel iets doen as jy nie kan die Bybel lees nie? Of as jy nie weet wat in die Bybel staan nie? Of as jy nie stories van die Bybel ken nie? Dat kan jy nie oorvat nie. As jou wapen, so bietjie, jy het nie kennis oor jou wapen nie. Gebed. As jy doelgerig bid. Maar as jy so bid, ag ek moet nou maar hier by die worship wees. Niks sal deur jou gebeur nie. Maar as jy beginne doelgerig bid, Here, verander daai tikhuis. Ons het dit gesien in Appington, agter die Fruit and Veg. Ons het op hulle stoep gaan preek.
Is ek 'n bietjie hard. Op hulle stoep gaan preek. En wat het gebeur? Die hoere het uitgekom. Toe sê die mense, ag, die eerste polisman wat by is, dit sal nie werk nie. Hy het toegemaak. Die smokkelaar het bekeer en toegemaak. Die huise daar teen die rand, wat ons gaan evangeliseer het, hulle het gesê, dit sal nie werk nie. Toe die hof na ons gebid het en geëvangeliseer het, 'n kruin gestuur met 'n bol, 'n ronde bol, staalbol, en die huis vernietig. Want daar's 'n wet, as jy verhuur aan 'n smokkelaar, kry jy een keer 'n rapport. Jy hier aan 'n smokkelaar laat hulle uitkom. Daarna kan jy huis plat. En ons gebruik dit nou. Kuruman, onthou julle, hulle wou my daai Saterdag doodkap. Die smokkelaars het my so gehou, toe vat hulle die hamer om my dood te kap. Toe sê Jesus. Daarom moet hierdie ander ouens op 'n ander plek loop speel oor daai naam. Daai naam werk. Hey, daar's krag in daai naam. Toe ek sê Jesus, toe vlieg die hamer en hulle. En Tiaan by die agterdeur uit. Hoor gou mooi. Daai huis, 3 weke terug het hulle my gebel. Die hof het 'n besluit gemaak. Geen smokkelaar aan nie. As jy wil, sal God dit doen. As jy slap is, sal God niks deur jou doen nie. Jy hoef nie te hoor nie, God sal jou nie steur nie. Hy sal maak soos Jesus met die disippels die tweede keer gemaak het, toe hulle geslaap het in Getsemane. Slaap rustig voort. Het God nie miskien al vir jou gesê, slaap maar rustig voort nie? Kerk. 'n Kerk wat nie buite werk. Ek praat nie van eenmal in 6 maande. Dan kom ek so by kerk, dan vertel die pastoor vir my, hy 2 jaar terug het ons moes ook met 'n blikkie Coke en 'n Bybelversie by die robot gestaan. 6 man, 2 jaar terug. Maar Matteus 28 vers 19 sê, gaan maak disippels. Wat dink jy van Jesus? Julle wat elke Sondag by mekaar, vat jy tiendes, maar 2 jaar terug het jy buite gewees. Dis hartseer. Nou ja, kom ons gaan aan. Hy sê, gebed is 'n wapen. Evangelisasie. As elke kerk in hierdie land evangelisasie doen. Dit is God se plan. Sal daar geen tikhuis wees nie. Sal daar geen hoerhuis wees nie. Sal daar nie molesteerders wees nie. Psalm 105 sê, proclaim his name. Ek wil vandag vir jou sê, jy sal ons deur hierdie land sien ry, en jy sal ons in die land sien staan. Jy is welkom om ons af te trek of met ons te praat. So met die laaste, net wat ons waargeneem het, 400,000 mense in 8 dae bereik. Ons praat nie eers van die media nie. Net by 'n potjie kos, laas naweek, het ek 'n TikTok gemaak. Hy trek oor die 247,000 mense wat gekyk het, omdat ek God verheerlik het met 'n kookbottel en gesê het, come on children, accept Christ our Lord, amen. Stefan se ding trek daar oor die 150,000 van die ring in die ding. Net omdat hy bereid was. In 'n kombuis waar ons curry eet. Kan ons nie oorvat nie. Of hoeveel keer wil jy nog porn aanstuur? Hoeveel keer wil jy nog vuil grappe aanstuur? Of hoeveel keer wil jy jou media gebruik vir God? Mag elke foon wat nou gehoor het, breek in Jesus naam, binne 'n uur. Ek vervloek jou nie, wat porn op het. Want ek wil klaar oorvat. So ek vat sommer nou die foonnetwerke oor. In Jesus naam. En jy gaan nou hoor, hoekom kan ek? Gaan dit regtig help? En jene die WhatsApps. Ek wil hulle by die name noem op Facebook. Ag, rooi is, dit sal nie help nie. Rooi is, hierdie swart nasie sal jy nie verander nie. Rooi is, die witte sal jy nie verander nie. Hey, ken jy my God? Ek kan niemand verander nie. My God kan. My God kan. My God bring herlewing, my God doen groot dinge. Vra die mense wat saam met my gery het. Ons het 'n ooreenkoms, ons ry hier weg, jy mag nie eet nie. Totdat die Here kos op die tafel sit. In daai 8 dae. Al betaal mense geld in. Ons mag nie kos koop nie. Vra hulle, ek het gebid 2 keer op my trip. Here, stop asseblief om kos te gee. 2 keer, vra hulle. En hulle het hierdie keer my nie gekansel nie. Hulle wil ook nie meer, hulle kon nie.
Hierdie studente, ons God voorsien. Ek het hierdie groot meeting gehou met die gemeenteraad. Ons gaan 8 dae ry, 50.000 kilometer. Ek het my God geken in die saak. Studente kyk my so, en Andres betaal vir hulle elkeen R125 in. En hulle loop dadelik, ek like dit nogal. Voorheen sou hulle tik toe geloop het. Hulle loop dadelik na haar kapper toe. Hulle wil nogal netjies lyk. Julle is nogal heel skaflik om so te wees. Ek sal die geld op 'n hamburger spandeer. Puma ook. Nee, Puma, ons hare is alright. En weet jy wat? En ek staan agter hulle en ek hoor die ou sê R200. Draai net so om. Want ek wil nie in God se pad staan nie. Hulle sê om rooi is. Ek dink is Quentin. Kyk met sulke verlangende oogies. Of hy R75 gekom. Ek sê, daar kom niks bid. Ons loop. Seker 4 ure, 3 ure daarna, sê ou. Want ek maak soos ons ry, dan stuur ek 'n oue 8 ure live location. Hy moet ons maar volg. Ek kan nie by elkeen stop nie. En hierdie ou te slaghuis in Uitenhage. Ons trek toe al amper by Jeffreys Bay. Hy kom jag, hy agtervolg. Hy stop ons hy en sy seun. Hy klim af met 10 kg biltong en droewors. Hy gee vir elkeen 'n koevertjie van R1000. Hy bless die bediening ook nog met R10,000. En terwyl ons daar staan, kom stop Monster se bakkie. En ek wil sommer so jatserig wees. En die ou kom uit, hy sê, ek het rondgery vir jou toe in Oekraïne was, ek is die ou wat die R41,000 ingesamel het. Hy sê, maar so by the way, ons kom binnekort Groblershoop Hoop toe, ons bring vir julle 1 ton babakos. Op 1 plekkie, kom die seëninge so. Hey, as jy saam met die Here beweeg, dan word jy geseën. Maar as jou hart verdeel is, eers nog met 'n ou fotootjie, wat kalgat is, en hierdie kant is jy nog met 'n ander verhoudingkie besig, en hierdie kant is jy, as ek hier uitkom, gaan ek tik gebruik, vergeet, jy's nog met Lucifer doenig. Maar my God, as jy heilige hande het, hy seën, hy's goed vir ons, hy's wonderlik, terwyl die ander ons vloek, kom het net so. Kom het net so. Wil jy ook so bediening hê? Myne het met 'n etkersak begin in 'n Bybel. En ek het park toe gestap, want ek het nie 'n kar gehad om so toe te ry nie. Ek het gestap, elke dag, en ek het gaan preek vir die gomsnuivers. Tel op, en hou op 'n preekstoel soek, om te begin met jou bediening. Gaan help die verlorenes, en jou bediening sal opstaan. Gaan dit regtig help? Jy wat sê, dit gaan nie help nie, moet my nie kontak nie, ek soek nie jou telefoonnommer op my data nie, ek soek nie daai ongeloof nie, moet nie my bel nie, moet nie eers geld bydra nie, want jy glo, dit sal nie werk nie. Ek doen 'n versoek op televisie. Jy wat sê met jou mond, dit sal nie werk nie, moet nie bydra nie, moet nie vir ons kos koop nie, moet nie deel wees nie, moet ons eers groet nie. Ek soek die mense wat Dawids is, terwyl die ander in die tente sit, dit sal nie werk nie. O, Goliat gaan ons doodmaak. Ek soek daai mense, wat nou opstaan in Suid-Afrika. Die ongelowiges, bly waar jy is. O, ons raas vir die Here, hier by School of Fire. Niks op jou nie, Stefan, maar vat hom. Ons raas hier. 3 weke na ons buite is, raas ons by die tikhuis. Jou verloorder. Wat is jy? Jy's op pad hel toe, man. Moenie dink jy gaan weer 'n kans kry nie. Jy's op pad hel toe. Dis mense om elke hoek en draai wil hulle iemand bykom. Wil hulle 'n bietjie lekker te hê. Wat jy saai maai voor te berei vir jou dogter en jou seun eendag. Om lekkerte te hê om die hoek. So gaan aan met jou lekkerte. Mors! Dan gaan gemors word met jou kind. Wat jy saai maar jy, is 'n Bybelse ooreenstemming. Of keer dit nou, sny dit af met die bloed. As jy stop met jou sonde, kan jy dit afsny. Jy kan nie die bloed pleit as jy nie met jou sonde stop nie. Jy staan verder. Alle mag. Hoor hierdie skrif, en dit dra my nou met hierdie bord. Alle mag is aan Jesus gegee, in die hemel en op die aarde. En toe kom hy en hy sê, daai mag gee ek vir julle.
En hy sê, julle gaan nog groter goed doen, omdat ek na my Vader se huis toe gaan. Kan jy nou al die mag? Wat beteken alle mag? Wat beteken Lukas 10, jy sal op slange en skorpioene trap, en die vyand kan jou geen skade doen nie? Nou bel mense my, jy loop 'n demoon in ons huis, jy loop dit, jy loop dat. Kan ek gou vir jou sê, sommer plein, 'n koue stoof loop vliee oor. 'n warm stoof loop nie vliee oor. Raak warm vir God. Maar Rooi is, weet jy, hoe gaan dit hier in ons huis? Raak warm vir die Here. Dan vra ek hulle, rook jy? Ja. Drink jy net 'n glasie af en toe? Dobbel jy? Nee, ons speel so af en toe lotto. Dis my vraag wat ek so vra. En dan sê ek, okay, is julle getroud? Nee. En sê ek, jy is dan self 'n demoon. Hoe wil jy verdomp, die demoon loop in my huis, maar ek doen alles wat Lucifer doen? Wil jy nie sag doen wat God doen nie? As jy porn kyk, is jy 'n kindermolesteerder in wording. Jy sê iets anders terwyl. Dan, alle mag. 'n voorbeelde het ons talle. Ek sien op Facebook daagliks, noem een plek wat al toegemaak is. Dan gaan kyk jy, dis dit mense wat Bybelversies post elke dag. Wat dink jy van hierdie God? En dan, laat Rooies een genesing wys. Het gaan nie oor Rooies nie. En Rooies gaan nie dit vir jou wys nie. Het Jesus aan die kruis gewys, hy spring af? Nee. Ek gaan dit nie wys nie. Ek is partykeer tempting, om 'n paar getuienisse daar te plaas, dink ek. Gaan, word wakker later. Word wakker later. Nou, ek wil julle aanmoedig, net een tip, eintlik in ons seminaar kom dit uit, maar ek wil julle aanmoedig, as jy 'n bidder is, as jy iemand is, almal moet bidders wees, kry vir jou kaart van jou dorp, sit hom op in jou kantoor, dat jy doelgerig kan begin bid. Ons praat later oor dit. 1 Tessalonisense 5:17 sê, bid sonder ophou. Nou sê 'n party vir my, Rooi, as ek bid, dag en nag. En die Here antwoord my nie, sê ek, vertel gou vir my, hoe bid jy? Dan kla die vrou oor haar man vir 10 ure elke dag. En sy kla oor haar omstandighede. Jy, daar is skrif vir jou. Jy moes 11 dae na oorwinning toe getrek het, jy gaan 40 jaar vat. God is moeg vir 'n klaarry. God soek worship mense. God soek iemand wat sê, Here, ons dorp is vol potholes. Maar in U naam gaan ons dit verslaan. Here, my man is 'n vark, maar in U naam gaan hy 'n donkie raak. So iets. Nou, waaroor moet jy bid? Ek moet nie vir jou sê nie. Ek moet nie vir jou sê waaroor moet jy bid nie. Maar kan ek vir jou 'n paar goed gee net om jou brein in die werking te kry. Jy kan bid oor abortus dagliks. 1200 abortus se dag in Suid-Afrika. Ons praat nie van agterstraat nie, in hospitale. 1200 babas, ons maak hulle dood. Dan wil ons sê, ons is 'n Christen regering, omdat nou die klomp regering saam is. Nee, die klomp boses is saam. Dis so boos. Maar God is besig. Hey. Kom ons loof 'n bietjie die Here, dat God gebruik een ou. Ek het baie foute op baie ou, maar ek kyk na die goeie kant nou. Want God sê in die konings, hierdie koning het nie die hoogtes afgeskaf nie, maar het God behaag. Hierdie koning het nie dit gedoen nie, maar het God behaag. So almal het foute nog. Dank die Here, gister die oorlog in die DRC gestop, na 30 jaar, en ons gee die Here nie vertramp die Here vir die Here die Here. Na 30 jaar, ongelukkig moes klomp van ons mense doodgeskiet word. So ek wil vandag vir jou sê, God beweeg nog. Mense sê dis eindtyd, dit gaan nou maar gebeur. Nee, God beweeg, deur mense wat wil luister. Gister het die hof ook bevind in Amerika, dat LGTB is uit.
Hierdie judges, wat so in Amerika opgestaan het teen hierdie Christen bewind nou. Gister is 2 van hulle toegesluit. En wat is gevind? Die maffiabaas is in een van die huise gevind, by die judge. God beweeg, ek en jy moet bid. Daar's bidspanne. Mevrou White, wat is haar naam? Sy's in die Withuis gesit, 'n pastor, net om die Withuis te ran. Laas jaar het Biden die LGTB uitgevaardig oor Paasfees. Hierdie jaar het Trump, en hoor my mooi, ek sê Trump aanhanger, ek hou van wat hy doen by die Here. Hierdie jaar het hy gesê, ons gaan Jesus dien hier. Ons kort sulke mense. Dankie Ramaphosa, ek sien jy het hom al gister weer gebel. Jy sien, nou soek maar die geldjies. Prys die Here. Maar oké, kom ons gaan. Jy kan bid vir teen molestering. Jy kan bid. Gister, ek sal nog later vir die studente hier vertel. Iemand wat op verlof is, sy foon is totaal onder die cyber. Hierdie week het studente van hier af goed so toegestuur. Jy gaan sien wat gaan nou met jou gebeur. Jy het jou hand oorspeel. Ek het julle staande waarsku hier op die stoep. Sê ons te ondersoek. Cyber het my gister gebel en sê wat word van hier af gestuur. Kan 'n mens so onnoosel wees? Ek wil nog verder gaan om te sê, volgende keer as jy jouself afneem tussen die bene, neem 'n beter foto. Jy's vas. Jy's vas. Ek kan jou naam nou noem, ek is net op TV. Dis hoekom ek jou naam nie noem nie. Jy's vas. Want jy het nie gedink nie. Wie se foon behoort aan wie nie? Mense, wat gaan aan? As 'n mens sit in 'n instansie waar jy God moet dien, en jy speel met dit. OK. Nou, jy kan bid vir die polisie. Ons het in Kimberley byvoorbeeld gebid, hulle het 'n Mormoonse kerk begin bou. Ons het bly bid en het gestop. Toe ons daai projek stop, toe bou hulle hom klaar. Daar's krag in gebed. Nou, pray and go. Mense, ons vat traktaatjies saam. Hier sal weer volgende week of 2 weke, 3 weke, is hier alweer 10,000 traktaatjies op pad. Ons het dit klaar gekoop. Elke traktaatjie beïnvloed onmiddellik 4 mense. Dan het ons nog live wat ons gaan. Ons lives, God seën ons. Bid laat ons nie geblok word nie. Ons word geseën. Waar ons beweeg en ons klim uit, dan hardloop dit. By die Van Stadensbrug, in 'n oomblik, toe praat ons kan 20 mega churches oopmaak, so baie mense kyk. God seën die bediening. Dit het gekos iemand onder die leiding van God met 'n Edgar sak, met 'n Bybel in, om perd toe te loop en die evangelie te verkondig. Don't judge somebody's harvest if you don't know what he sow. Moenie ander ou se harvest, se oes. Ek het talle ou karre gery. Ek het nou verlang nie my eie kar gehad nie. Talle. Maar ek kry binnekort 'n verskriklike nuwe kar. Ek weet dit hierin. Ek raak in die nag wakker en die Here sê vir my, jy het mos nou geloof gelees. Uit Hebreërs 11, hy sê nou, kry jou karater, ek moet nie dit nou hier gesê het nie. Nou het ek my mond verby gepraat. Hy sê, kry jou karater reg, ek kry jou kar. Jy het nie, bly net stil, bly stil. Want die nuwe kar sal ook in die son moet kom staan. En daar is 'n garage. Kry hom reg. So. Kom ek sê nou vir julle vandag, julle moet my hoor, ek kry 'n nuwe kar. Julle wat wil so moan, julle moet begin op Facebook sê ek kry 'n nuwe kar. Want jy het nie gesien, toe ek met die ou kar talle mal staan nie, en nog steeds vir God werk nie. En as ek nie 'n nuwe kar kry nie, dan dien ek God nog steeds. My evangelie is nie 'n nuwe kar nie. Daar is net 'n extra blessing. Kom ons gaan aan.
Ek wil hê na hierdie lesing moet jy uitloop en sê, ek wil dinge verander. Jy's miskien nie naby jou kind nie. Jy kan nou naby jou kind kom en jou kind kry. Jy sê, jou huwelik is deurmekaar. Jou huwelik kan regkom. Of wil jy so aangaan? Ag, ek gaan nou maar aan, en dan lees ek minder Bybel, en gebruik ek weer 'n bietjie tik, en dan gaan ek, jy gaan in die hel beland, man. En ek is nog moeg vir 'n ding. Ek sê dit sommer op TV. Die polisie kan my bel, hulle het weer gevra ons met Kenhard en dit, die bevelvoerders. Dankie. Het gebel en gesê, kom, doen vir ons die dorpe. Ons doen dit met gragte. Maar gewone kerke kan my kom vra, teach ons om straat toe te gaan, en ek sal 'n bietjie straat toe gaan. Moet my nie kom vra om die tikhuis in jou dorp toe te maak. Jy behoort mos aan God. Gaan doen dit 'n slag self. Ek vra jou weer, is jy 'n oorwinnaar net binne in jou kerk, of is jy 'n oorwinnaar buite ook? Pray and go. Almal kan nie die hele land deurgaan nie. Daai oom van der Linde en sy vrou nou ry, so na 2000 km klim die tannie uit, en sê sy, jy ry nou maar self verder. En wragtig, my rug hou dit nou nie. Nee, jou rug is reg in Jesus naam. Het julle gedink met die volgende trip, laai is 'n bietjie van Sarah. Dat sy 'n skotteltjie uit bad. En ons laat slaap haar tussen die bobbejane. Sy gaan saamry. Al hierdie mense gaan nog saamry. Prys die Here. Want ek is lief vir God, daarom wil ek iets gaan doen. Amen. Ek kan nie wag nie, ons ry amper my verking toe. Amper. Maar ek vat nie meer soos vroeër dae 'n roker saam nie. Ek is te bang vir longkanker. Kan nie in 'n bussie van my sit 'n ou tweedehandse rook opruitjie, Sies. Ek gebruik Colgate, nie Chesterfield nie. Ek is 'n koningskind, ek hoef nie te stinkie. Kruiskek sal kwaad raak, so kan nie sê, eet liewerster. OK, kom ons gaan aan. Ek wil net vinnig, op die skerm sit ek net vinnig, my PA se nommer, Steffie se nommer. As jy betrokke wil raak of saamry of enigiets, stuur jy vir my die woord, take over, jou naam, jou dorp se naam, en jou selfoonnommer weer, daar op daai post. Ons sit jou in 'n leer, en ons bel jou as ons gaan. Maar jy moet geduld hê. As ons so ry, verander die Here nou 'n roete. Ons sal nie as ons met jou 'n kosafspraak het, dit change nie. Maar voor laas week, en ek weet sy kyk, haar hart was net mooi, kook sy vir ons hierdie groot pot kos. Maar ons het nie gesê nie. En die roete is toe nie daar verby nie. Nou word ek gebel, kom eet 1 uur hier. 200 km van daar af. Mense, moet my nie beheer nie. Laat die Heilige Gees my beheer. Maar as ek met jou gereël het te kom eet, dan kom ek. Awalde se skoonpa het ons vir hom gesê, binne 2 dae is ons by jou. Ons het 3 keer uitgestel, sê moenie kos maak nie. Want ons weet nie wanneer daar 'n feros is. Dis 'n ander een daar buite. En vra hulle, ons luister regtig vir die Heilige Gees. Sy sê draai links by hierdie stop, Agathos. Ek is soos in my drinkers daar. Stel hulle vra, waar is jy? Sê ek, nee, ek weet nie. Kom ons kyk gou op die GPS. Nee, Rikus is hierdie week, het iemand hom geklap sê. Ek sê, Rikus, hoe bewys jy iemand dat jou geklap? Hy sê, check my GPS. Ek sê, daar sê, die GPS wys. OK, kom ons gaan aan. Terwyl die nommer nou op die skerm is, jy kan 'n tankdiesel gooi. Weet jy wat, al betaal jy R20 in. Kan jy glo dat R20 in daai bussie, en jy bel my, kan so baie beteken. Ek stop, ek gaan net nie saam eet nie, want ek wil nie my stopsels uit hê nie. Maar ek koop R20 se Wilsons, en dit tel hy klomp se moraal op in 'n bussie wat so ry. Jy kan, daar's mense wat broodjies aanbied in die pad. Ons laf dit, ons sê dankie. Daar's mense wat sê, Roos, ek het nie by nie, maar R50. Dan nie, ons is bly.
Stuur hom. Weet jy wie stuur die meeste pensionarisse? Ek voel eintlik skaam om by hulle te vat, dan besef ek moet, want hulle moet geseën word. So, as jy wil, maar die beste is geen maandeliks, want daar is baie ander goed ook. Mense moenie hulle fondse onttrek as hulle byvoorbeeld by die meel gee of by 'n ander plek gee, nou onttrek hulle gee by hierdie projek. Jy lê die ander een lam. Moenie dit doen nie. Die Here is vir ons so goed. Mense, as ek moet vir julle sê wat hardloop hier deur 'n maand. Ek kan die Here net loof en prys. Skrifte om oor na te dink. Ek wil so 'n bietjie skrifte proklameer. Hierso. Psalm 105, give praise to the Lord, proclaim his name, make known among the nations what he has done. As ons met daai bord ry, ek voel so trots om sy naam te eer. Toe ek op skool was, standaard 8 en jy gaan landsdiens toe, en jy het jou brood gespuit, en jy eet 'n peppermint bietjie, en jy loop met 'n girl, hand te hand, dan voel jy sommer goed, want jy weet daar's 3 wat haar wil hê by die skool. Jy spog. Jy proclaim haar naam. Hè, Stefan, het jy ook? Jy ook so girls gehad, hè? Die girls het jy ook ouens gehad. Hè? Talisa, het jy niks gehad? Nou, dit net so. Okay, weet jy wat? Maar nou met sy naam. Ek het regtig gedink, geen aanval nie. Want die moslems val my nie aan nie. Die sataniste val my nie aan nie, hulle sê nog alles great. Die mense sê, daar moet opgestaan het Yahweh. Ek hou van die woord Yahweh. Daar moet opgestaan het Yeshua. Die meeste mense in ons land sal nie geweet het wat is dit nie. So nou sit ons Jesus op en hy's die seun van die lewendige God en almal weet dit. En as dit jou affekteer, is jy so van die pad af, jy moet bekeer. Weet julle wat is daai? Is godsdiens. Nie 'n verhouding met Jesus nie, godsdiens. Om ek maak 'n stelling. Iemand wat 'n verhouding met Jesus het, en hy hou sy Sabbat, en dis nie vir hom 'n wet nie, is net lekker om sy familie te entertain en God te verheerlik. Niks fout nie. Iemand wat heeldag oor 'n dag loop en praat, en nie oor 'n siel nie, van die pad af. Daar het jy dit sommer nou, watter kant toe. Nou die ander een. Hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my, daai Jesus, is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En op die aarde. Wil jy vir my sê, daai mag kan nie 'n tikhuis toemaak nie? Wil jy vir my sê, daai mag kan nie 'n Sabine toemaak nie? Wil jy sê, daai mag kan nie molesteerders uitlig nie? En daai mag is vir ons gegee. Op hierdie 2 bene kan ek en jy dit uitvoer. Nie laat ons osself moet verheerlik nie, laat ons God verheerlik. En ek sien, as ek so oor die gehoor kyk, dan sien ek 4, 5, wat maar nog steeds sal, die duiwel gaan oor hulle heers. Ek gaan dit nie toelaat nie, by my nie. Ek het nog al 'n oplewing wat ek vanoggend sien, veral onder die nuwe mense, wat ek op hulle gesigte sien, wat wys, ek gaan hierdie vat. Hoor daar, tot Pieter sê amen. Chesterfield, jy's verslaan. Okay, hoor hierdie een. As ons hierdie vers uitlewe, dis die antwoord vir alles. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. So daar is nie plek vir 'n kerk exclusive white nie, exclusive kleerling, exclusive Indian nie. Alle nasies. En doop hulle. Wanneer doop jy hom? 'n Disipel, nie 'n baba nie. Hou op lieg vir die mense. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun in die Heilige. Die meeste skrifte wat ek nou deesdae kry. Vat hulle Handelinge se skrif. Ek mag net in die naam van Jesus doop. Ek mag nie meer in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees doop. Vat 'n pen en skryf dit uit en stuur vir my daai foto dat jy hierdie uitkrap uit die Bybel uit. Maar recognize wat staan in Openbaring. Haal iets uit hier. Dan word jou naam uitgehaal. Ek sal doop in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou. Wanneer kom jou lering? Eers na die doop. Dis hoekom party mense so vas staan. Hulle is nie gedoop nie. Hulle kan nie leer nie. Alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle.
al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Volgende een, Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Wat beteken volbring? Ek en jy kan nou maar gaan. Alles is reg. Die bloed het gevloei. Die volmaakte offer het dit gedoen. Ek en jy kan nou maar oorvat. Nog net so 10 minute. Gee my net nog 10 minute. Hoor gou mooi. Die volmaakte offer se bloed het gevloei. As ek net sê, toe ons voor daai tikkie staan, daar waar Hans so tik gekoop het. Hans, maak dit so. Laat hulle sien, ou mens kan ook tik gebruik het. 4 plase, maar raak later 'n tik verbruiker. Wat is dit? Dis Satan. Eers 'n doppie, dan nog dit, dan nog dit. As jy jou kon kry, is dit daar. Maar toe Hans nou saam met die Here beweeg, 4 jaar laat sy dogter gesien, en ons stop op Kraddock. En hy sê, kan ek my dogter gaan groet? Sy speel hokkie. Vandag sy oefen. Ek sê, ja, maar, en hy wil ons saamvat, toe sê ek, nee, daar is oomblikke wat ons nie saam gaan nie. Jy gaan. En sy dogter draf so, op die baan, en Hans begin draf ook, en hy draf so langs haar, en die volgende oomblik kyk sy so, papa, dis wanneer Jesus ingestap het. Dis wanneer Jesus ingestap het, man. Hy self te Kraddock, waar hy so gesuip het, gemors het met die drank en die tik. Moet hom so lekker sê. Sê ek, ons werk straatwerk, ek sê, Hans, bid jy gou vir daai ou. Maar ek besef nie, Hans was al hierdie. Hulle ken ander Hans. Daai boemelaar staan so, ek sê, jy, vir my bid. Jy, vir my bid. Toe kan Hans sê, ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Ons maak nie meer Chuck Norris grappe nie, dis nou Hans waarhede. Hoor gou mooi, ons kom by 'n padverbouing. En 'n swart seun kom stap so. Hy sê, Mr. Hans. Ek sê, waar ken jy hom nou regtig ook vanaf? Hy sê, hy het my geskiedenis in graad 12 gegee. Daai ou wat geskiedenis gegee het later tik gaan gebruik. Toe kan hy 'n traktaatjie vir hy kind gee. Nou lewe hy in oorwinning. Maar hy kan weer omdraai en na die braaksel toe gaan. Maar hy sal nie. Hy sal nie. Net nog eenetjie, want dit is 'n lekker eenetjie. Ons kom ry Tarkastad so in 'n swart speedkop hardloop voor. Ek weet die wandjies se ligte werk nie. Ek sê, hier is my lisensie. Hy kyk so en hy sê, Hans, jy wat so gesuip het in 'n kerkbussie. Vergeet hy van die agterligte, dankie tog Hans. Dis getuienis. Jesus het ingestap. Dis oorwinning oor jou eie lewe. Maar moet ek nou dit geniet? Dankie Here vir die tafel wat U dek voor my aangesig. Ek eet en ek eet. Nee, nou moet jy slag opstaan en iets gaan doen. Nou moet jy opstaan en iets gaan doen. Ouma Walde is nou op honeymoon. Ons vaster hier. Ons moes net een pastoor. Dis Walde. Hy's nou 'n bietjie op honeymoon. Nou hoor ek Stefan Visser sê, hulle was glo in Walde se kamer, toe sien hulle uit glo sulke bondels messe en virke. Toe hoor ek hulle sê, wanneer Jesus die tafel voor ons aangesig gaan by sit, gaan hulle by Walde die katelerie leen. Nou, ek wonder vir wie gaan Walde nooi as hy so klomp goed. Ek hoor sy vrou het dieselfde. Mag die Here lieflik seën alles wat met hulle gepaard. Amen. Hoor nou hierdie een. Hoor nou hierdie een. Glo julle alles wat in die Bybel staan? Hoor hierdie een. En maak die siekes gesond. Hy sê nie traai hulle gesond maak nie. Hy sê maak die siekes gesond. Is jy siek? En hulle as skiet daai senuwees of wat dit is in Jesus naam. My beste vak was biologie op skool. Ek het 'n C gekry. My ander een was sy E vir Engels, excellent. Maar don't worry. Maar hoor gou mooi. Ek weet een ding. Ek ken nie biologie goed nie, maar ek ken my God. Wat die God is van biologie. Hoor gou mooi. Hy sê, en daarin is, en sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom.
Maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle julle nie ontvang nie, gaan uit op die strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons van julle voete af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom en Gomorra sal dit verdraagliker wees as daai stad. Hoor gemooi, as ons by 'n tikhuis wegloop, hulle vat nie die woord nie. Die tyd het nou aangebreek vir hy aksies. Maar ek like wat hy sê, maar sê nogtans vir die koninkryk het naby gekom. God gee nog 'n kans. Hoor julle sy genade daar? Hy sê, skud die stof af, maar sê nogtans vir hulle, koninkryk naby gekom. Miskien vat hulle dit net. En dan is die stof gekanselleer wat afgekap is. Dis 'n genadige God. So van nou af is hierdie aksies, maar nie vir mekaar nie. Nie vir mekaar begin vervloek nie. Pas op vir dit. Want ek ken jou as jy op tik is, by die Nige. Nou kap ek die stof af. Jy vervloek jouself. Pas op vir grappies. Okay. Nou, hoor wat sê. Luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. Is daai Jesus naam. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. Jy verwerp vir Jahwe. Want hy het vir Jesus gestuur. Pas op. Verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, tot die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Kan jy al sê, Christen, dat die duiwels hulle aan jou onderwerp in Jesus se naam? As jy dit nie kan sê nie, is jy nie 'n Christen nie. Want jy het nie daai autoriteit nie. As jy nie vir 'n duiwel kan sê in Hieten gebied nie, is jy nie 'n kind van God nie. Stilte kerk. Okay. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag. Hier kom dit nou, hy die mag. Hier kom hy sê, ek gee aan julle die mag. Klik julle om nou, om op slange en skorpioene te trap. Wat is hierdie? Is demone. Op tikhuise te trap in die gees. Wil jy 'n tikkoper wees? Of wil jy iemand wees wat tikhuise toemaak? Jy kan maar wees wat jy wil. Al wat ek wil vir jou sê, as jy weer gaan tik daar buite, weet, hier's gebid oor Suid-Afrika. Ons ry nou binnekort die N1 en elke 200 km gaan ons salf en gaan ons uitroep dat geen drugs op daai N1 meer loop nie. Ek het dit gebid in die Kalahari, 'n rooi karretjie. Sê hulle, bring dagga aan. Ek sê, Here, ek vervloek hierdie ou nie. Ek vra hy moet stop. Maar as hy weer dagga aanbring, laat hy niks oorkom en maar teen 'n boom beland met die karretjie. Ry nou en draai af Andrieswyl toe en jy sien die rooi wag. Was jy hom gesien? Hy staan daar 'n week na daai gebed met 3 sakke dagga agterin. Ek sal nie mense vervloek nie. Toe hy 2 vliegtuie so kom op ek Andres. Hoe sê ek, Here, hulle die pilots van Rusland lewe. Het luid skiet, maar die vliegtuie keer nie terug nie. Because die Here luister na my. En ek bid nogal in Engels ook. Want daai tyd toe praat ek Engels. En Ukrainian gelyk. Jy praat nogal ander tale as 'n vliegtuig op jou afkom. En veral as jou kind jou agter in 'n ambulans sit sonder vensters en dan terugkyk en vir jou lag. Toe dink hy het my mos nou. Gaan lê so 'n bietjie op die ambulans. Ek sê, neem 'n foto, stuur vir jou ma. Ek lê al klaar. Stuur waar. Jy het my mos nou hier ingesit. Maar toe die vliegtuie, ons is daar buite besig en is AKAS. En ons weet AKAS is mos naby. En ons hardloop. Hy gee my 'n hoed wat nie 'n strep het nie. Lag hy vir my, want ek moet so loop hardloop. Hy lag, ek sê lag. En ons hardloop so om. En daai volgende oomblik kom die vliegtuie. Toe lag hy nie. Toe moet pa bid. En toe pa bid. Okay, is nou nie net pa nie, hy het ook gebid. Maar toe hardloop ons, toe sit hy klim agterin nie. Joep in! Hy sit ek sommer aan die kant, hy in die middel. Want ons moet nou jaag, asof 'n vliegtuig nie deur 'n ambulans gooi nie. Daai ou jaag so deur die potholes. Ek sê stop. Ek dood liewerster deur 'n bom, dis 'n bietjie meer eer as deur 'n pothole. Het almal sê ek het deur 'n pothole is ek dood. Hulle kan liewerster sê deur 'n Russiese bom. Dit klink al 'n bietjie beter by die begrafnis.
Nou, hoor gou mooi. Hy sê in 1 Timoteus 2 vers 8. En ek wil julle almal saamvat, ons is net nou eers met Suid-Afrika besig. En die wat hulle kan bring, vir die eerste keer in 33 jaar met my uitreikings, kan ek met hierdie trip wat verby is sê, nie een persoon, as ek die dorp inry, het gelê slaap of sleg gewees nie. Of as ek sê klim uit, ek het nie met een gesukkel nie. Dis die eerste keer. Geef julle self aan 'n klap 'n bietjie. Hoop die volgende. O ja, daar was iets. Wow. Ons moet met ons linkerhand pie en met jou regterhand eet jy chips uit 'n sak uit. Stefan, dis sy hande gewas toe hy gaan pie. As al een. Okay, kos gaan aan. Ek is amper klaar. Matteus 16 vers 19. Hoor gou hier. Vat gou so in jou sak. Waar is die sleutels? Het jy sleutels? Vat in jou sak. Het jy sleutels? Jy het, hoor hier. As jy dit het, moet jy bykom. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Jou apostels gebruik hierdie ding verskriklik verkeerd. Hoorie, ek het baie van hulle mense begrawe. Dan kom staan hulle so voor in kerk. Dan draai hulle die sleutels so, sluit hulle vir die ou oop of toe. Dan sê ek, hey, kalmeer. Jy sal nie kan sluit hierdie. Maar hoor wat sê hy? En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Dis vir my en jou. En wat jy ook op die aarde mag bind. As jy weer voor die tikhuis staan, ons mag dit doen. Maak jou toe in Jesus naam. En wat jy ook in die aarde mag ontbind, sal in hemel. Here, ek wil 'n kar hê, maar nie om te ry en te spog nie. Ek wil gaan siele wen. Dankie Here, ek ontbind daai man nie. Die Here het my sleutel gegee in die hemelse kluis met geld. Maar nie dat jy kan mors nie. Daai nommerslot werk so as jy sluit. Oopsluit moet hierdie hand en hart saamwerk. As hierdie hart sê ek wil myself verryk, jy kry nie hy slot oop nie. Jy kry nie uitlees oop nie. Maar as die Here weet, 33 jaar het ek nie my kar terughou nie, druk hom so in. Hey, gaan vanmiddag, wanneer ek klaar hy karaats reg gepak het, staan ek so. Hey! Isuzu XUV. Ai, nou sê ek weer goed wat mense my net gaan tackle. Maar maak nie saak, jy tackle my. Maar as God vir my sê, ek gee dit nie vir jou nie, ek gee jou 'n ou karretjie om te gaan, dan ry ek met hom. Ek is nie gespin nie. My God kan vir my gee 'n fiets. Ai, Here, moet asseblief nie, ek kan nie daai. Ek kan nie daai is 'n groot. Puma, jy sal moet swys, daar agter die fiets daai. En nou moet ek nog vir Stefan Visser lei. En daai skreeu, as hy so aankom, Stefan kan nie klokkie wees. Dingelingeling, okay. Mense hoor net gou hierdie skrifte klaar. Hy sê in Matteus 6 vers 10. Wag, waar is ek nou? Okay, 6 vers 10. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Is daar in die hemel 'n tikhuis? Hy sê so ook op die aarde. Moet hier 'n tikhuis wees? Moet hier 'n kankerpasiënt wees? Moet hier op aarde 'n molesteerder wees? Hy sê laat my wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. Hoekom is hier? Kom ons kyk gou. Al die mag is by die Here Jesus. Toe gee hy dit vir ons en ons gebruik dit nie. Dis hoekom dit so lyk. So wie is die skuldig is? Nie die satanis nie. Hy jag strooi aan. Nie die moslim nie. Hy sê by ons, die Christen wat nie sy autoriteit gebruik nie. Daar lê die probleem. Hoekom is daar nie oorwinning buite die kerk op die tikhuis nie? Daar dieselfde Christene wat nou net so lekker gesing het. Hulle is die probleem. Is hier naby ons ook tikhuise? Ja. Beteken dit ons is nie in oorwinning nie? Nee, ons hardloop in oorwinning, want ons maak hulle toe. Dit lê nie by my as hy nie wil toemaak nie, dan sal God verder uitsaak. Glo my. Ek het berig gekry van die plakkerskamp. Hulle het net 3 weke gehoor terug, gekyk wat ons doen. Maar ek glo nog nie die storie, en toe die tik hy sommer toegemaak. Ek glo dat ons maar self gaan kyk. Amper sê ek nou op televisie, waar lê die tik? En dan laaste. En maak die siekes gesond en wag. Ja sê. Hoor net gou die laaste een.
wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En so die 70 met blydskap teruggekom, so gaan dit aan. En ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap. En oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie, hoor. Hierdie mense wat sê, ja, ons het moeilikheid by ons huis, want ons het nou 3 dae met sataniste gewerk. Dit is fout in jou lewe. Dit is fout in jou lewe. Jy moet nie moeilikheid hê nie. Niks kan jou skade doen nie. Dit is fout in jou lewe. Hierdie mense wat altyd so, die duiwel het my nou weer aangeval. Die duiwel kan aanval, maar hy kan nie vir jou skade gee nie. Dan het jy 'n oop deur. Maar kom ons vuisgil, wie het nie 'n oop deur nie? Nie een van ons op hierdie aarde nie. Moet ons nou relax? Nee. Nou kom Psalm 91, daarmee sluit ek af. Hy sê, geen bendes sal naby jou kom nie. So daar moet nie plaasmoorde wees nie. Hy sê, geen plaag sal naby jou kom nie. So hierdie winter moet niemand griep kry nie. Maar hier gebeur dan die goed. Kom ons gaan gou na vers 1 toe. Vir wie is dit? Hy wat skuil by die Allerhoogste en sit in die skaduwee van die Almagtige. So wat is die probleem? Hierdie afstand. Hoe ver is ek van hom af? As jy werklik so in is by hom, kry jy nie eers griepie. Dis wat Psalm 91 sê. Is ek en jy nou daar as iemand griep kry of kanker kry of seer is, sê, ha, oop deur. Nee, daar's ander skrifte ook. Daar's skrifte ook. Ons is nie meer in die tuin van Eden nie. 'n Liggaam raak oud. Nêrens het die Here gesê almal gaan soos tieners lyk. As ou, ek sien vanoggend, as ou oor die 60 gaan, dan begin loop jy so. Niks fout net. Maar hoor gou mooi, so daar is sekere goed wat aardse wette is, wat die Here gegee het. Lees alles net met dit saam, voordat jy judge. Amen. Ek wil so graag verder preek. Maar ek is nou klaar. Ek wil hê julle moet Hebreërs 11 loop lees, aandagtig, want in hierdie week gaan ek dit vir julle voorhou. Ek wil net enetjie, oggend 3 ure die Here nou hierdie een vir my oopgemaak. Jy sien. Daai wat ek nou gesê het, van die ouderdom. Want dis mos nou oop deur. Maar toe sien ek aan Jakob het ook so. En Paulus was nog 'n heilige man. En hy sê, in my krankheid het ek julle bedien. Ek wil net laat ons die evangelie reg trek. Want ons gaan partykeer eensaidig. Maar moenie hierdie goed gebruik as verskoning vir jou, wat miskien nie op datum is met God nie. Maar hoor net hierdie enetjie. Ander weer is op die proef gestel, bespotting deurstaan. Hulle is gestenig, is in stukke gesaag. Sal jy gesaag word vir Jesus? Nou, hoekom wil jy dan nie nou net ophou rook of op 'n tik vir hom nie? Okay? Hulle het in skaapvel en bokvelle het hulle geloop. Hulle mag nie gaan linde koop het nie. Dis disippels hoor. Dis werkers. Hulle het nie 'n mooi SUV Isuzu gery nie. Kyk 'n bietjie. Die wêreld was hulle nie werd nie. Hulle het in die woestyn rondgedwaal. En op berge en in spelonke en skeure in die grond, hoor nou hierdie een. En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, dat hulle die belofte nie verkry nie. Hoor gou mooi, terwyl hulle lewe het hulle getuienis ontvang, hulle gaan beloftes kry. Maar ons dink nie soos God nie. So hulle het ook gedink, ek gaan eendag in die dorp bly, ek gaan 'n huisie hê, ek gaan 'n gemeente daar hê, en ek gaan nie in 'n bokvel rondloop nie. Hy sê, maar nogtans, hoor wat sê, en hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het. Hulle is toe in die hemel, iets beters. Baie mense kry nie hulle belofte op aarde nie. Ek sluit daarmee af, pastoor Adams in Kimberley. Bly net sentjie. My lewe in oorwinning. Ek vat hom as 'n voorbeeld. En hy dien God, hy het nie 'n oop deur nie. Hy dien God. Verstaan? Dis net blessing as God bepaal het, jy ry nie die fiets nie, jy ry die kar. En die ander een weer die fiets. Want God moet verskillende getuienisse hê eendag.
God moet eendag kan sê vir die mense wat in 'n shanty gebly het, ek het 'n pastoor met 'n shanty tussen julle kom laat bly. Reeds omdat ek vir julle omgee. Jesus wat God se seun is, kom raak op die aarde iemand wat hier rondstap in die stof. Hy hoef nie, sodat hy ons kan bereik. Het jy geweet, as jy ploeg, en daar is 'n muurnes, en die ploeg kom aan, dit kos 1 muur. Weet hy wat is 'n ploeg? Weet hy muur wat is 'n ploeg? Hy gaan nie hardloop nie. Hy wag vir hierdie ploeg. Maar as jy 'n muur word, en gaan hardloop en sê, "Hey, die ploeg is op pad, hardloop." Dan gaan hulle na jou luister. God se seun het 'n mens kom word. En het vir my en vir jou gesê, ons moet hardloop en ons moet dit doen en dat doen. Jy kan nou vat met dit wat jy wil. Hierdie week gaan ons Hebreërs 11 op konsentreer. Ons gaan hom ook kom aanbied, ons sal hom ook opneem later, want die Here, ek het hom al baie gelees, maar hy het hom gister, vanoggend 3 uur so deur my gebring, dat ek wil vir jou sê, ek is so opgewonde, daar is nie iets wat ek nie kan kry nie. En vergeet nou materiële dinge. Kom ons kry dit nou net eers agter die rug. My hart brand vir massa siele. En my hart is, dis nommer 1 by my. My vrou weet dit almal, obvious nou God en my vrou en alles. Ek praat van die werk wat ons doen. Massa siele. Tikhuise wat almal toemaak. Dis my hart. Aborsies wat almal toemaak. Ek is besig 3 weke nou om te bid vir 'n loophole. Dat ons aborsie kan Hooggeregshof toe vat. En kyk of ons dit kan stop. Want die grondwet sê, almal het die reg op lewe. Ek voel tog een mens kan opstaan en dit verander. Saam met natuurlik die ander wat gaan inklim. Ek sê dit op 'n platform. Nie dit nie. Ek het oor die bord gesê, een mens kan 'n verskil maak. Gaan nou nie die ou se naam noem nie, toe klim 'n ou wat nou weer 'n gebedsdag afkondig. En sê, goeiemôre Suid-Afrika. En in dit sê hy, een mens kan nie hierdie land verander nie. Dink ek, joh, jy roep almal vir gebed by mekaar en sê, een mens kan nie. David, hy verander. Esther, toe sy vas, verander 'n land. Gideon, swakste, verander 'n land. Ons kan. Maar wanneer ek begin en jy begin, kom ons saam. In 1 verslaan 1000, 2 verslaan 10.000. Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat daar mense by die huis nou opstaan en sê, ek sal nou iets doen. Here, ek bid vir mense in reistoele. Ja, hulle moet eers opstaan in Jesus naam. Maar ek bid in reistoele en mense wat swaar loop, ou tannies, ou ooms, mense en jong mense wat in huise sit, wat nie kan uitgaan nie, wat brand om uit te gaan, dat hulle meer doelgerig bid. God het jou geroep. Kry vir jou boek, bid doelgerig. Kry kaarte van die dorp, bid doelgerig. Laat weet my 'n bietjie op WhatsApp, bid doelgerig. God, jy's special, al kan jy nie uitgaan nie, jy's special. En Here, dan kom bid ek nou oor al die ryk mense se sakke, dat hulle tanke diesel sal gee, dat hulle nog bussies sal koop vir ons, dat ons hierdie land kan impakteer, dat ons nog borde druk, dat ons nog met Jesus ry, oral, 9 provinsies. En Here, wys ons wanneer is ons hier klaar, wanneer kan ons 'n ander land vat, of vat ons terwyl ons hier is 'n ander land. Here, maar ons gaan nie in die tente sit en negatiewe praatjies sê nie. Ons is opgewonde dat God Suid-Afrika change. En Here, ek wil sommer nou net om dit te lekker te bewys. Voel dit wil ek nou doen. U sê u het my die sleutels gegee in Jesus naam. U sê alle mag gee ek aan julle om op slange en skorpioene te trap. Here, ek het dit nie beplan nie, maar ek gaan dit nou doen. Daarso. Here, tweede keer in my lewe, dink ek, maar my voet so self, vorige keer was oor pon, val die manne om. Hierdie keer, daar is die parlement van Suid-Afrika. Ek bid nou, strap op elke slang en skorpioen uit die parlement uit in Jesus naam. Ons vat die sleutel wat u gegee, net uithaal, okay, vas. Vat die sleutel, ek sluit die parlement se seëninge oop
en die Christene floreer. En die Christenwette. En ek sluit toe alle bose wette in die parlement. Here, laat ons dit sommer hierdie week sien. Ek dank U daarvoor in Jesus naam.